Ja, want hy is na mense toe gegaan en na mense verskyn. Jy hoor die stories van die Emmausgangers. Die ouens het geloop daar, hulle is almal soos ouens, het julle gehoor wat gebeur het in Jerusalem. Dit was crazy gewees, daar op Golgotha. Dit was net mal. En toe stap Jesus daar by hulle en sê vir hulle, vertel hulle die stories. En toe hulle nie gesien is Jesus, en toe op 'n punt, toe hulle besef is Jesus verdwyn het. So Jesus het in daai tyd aan die disippels verskyn en alles. So Jesus het op die aarde geleef, né? En toe so ruggie terug. Dit was 2 weke terug op 'n donderdag. Het ons iets gedoen, het ons iets gevier. Ek en ek onthou dit. Hemelvaart. Okay. En weet jy wat ek dink ons met hemelvaart? Dit agter. Weet jy? Hy het opgevaar in die hemel toe, né? Nou, Jesus opgevaar in die hemel toe. En net nadat dit gebeur het dit gebeur. Die Heilige Gees het uitgestort op die mense. Sit uit opgevaar in die hemel toe en 'n wolk het toegemaak en in die volgende hoofstuk lees ons hierdie in die heel eerste plek. Pinksterfees is daar. Hulle is almal tot een plek in mekaar. Al die mense is daar van oral oor. En toe kom die Heilige Gees. Nou, die Heilige Gees, ons het hom ontvang. Ons weet nou waar kom dit vandaan. Maar nou moet ons sê, hoe lyk die Heilige Gees? Wat julle sien, ons kan nie die Heilige Gees sien nie. Heilige Gees bly binne in ons en bly in ons hartjies en hy bly ons. Ons kan die Heilige Gees sien nie. Of kan ons? Wie dink ons kan die Heilige Gees sien? Steek julle hande op. Wie dink ons kan nie sien? Okay, as ons steeds mense wat sê wat hulle voel nie, wil jy optree, as jy jou hande opgesteek, eerste en tweede, is jy reg gewees het. Want ons kan nie die Heilige Gees sien nie. Die enigste keer wat ons weet van die Heilige Gees gesien is, was hy soos die Gees van God, soos 'n duif van God neergekom het, asof het soos 'n duif was, en die tweede keer was die tonge van vuur, né? Maar nou, is hy in ons hartjies, nou bly by ons, hy is in ons. En ons kan nie sien nie, maar ons kan eintlik, want ons kan die Heilige Gees sien, deur dit wat gebeur om ons. Nou wil ek eens vir julle vra. Ek het iemand nodig, kom ons vra vir ek word 'n dogter. Ag, Leon, hy weet nie of hy voor kom. Leon, hy gaan vir ons magic doen. Ek gaan een van die dommetjies steel, wat is volgens mense uitdeel. Net so. Okay, julle kan ons speel, hè? Jy laat goed. Jy laat goed nou. Okay. Ek wil jou vir ons magic doen volgende keer. Ek wil jou dit aan. Okay, nou wil ek hê, sonder om jou hand te gooi, moet jy vir ons daai gedeelte die verloop doen. Gaan dit blaas, né? So check wat gebeur. Ja, dan maak jy reg. Hoe het dit gebeur? Kan iemand vir asseblief sê? Magic of? Wat gedoen? Geblaas, nee. So wat is ek moet sê? Maar hoe werk dit? Het julle al gesien dit doen? Het julle gesien die stap wat uit hom uitgekom het waar die blaartjies dit gaan het? Het julle dit gesien? Ek het niks gesien nie. Ek het net gesien, ek kyk val die goedjies. Ek het gehoor dit maak so. En ek weet die val al die blaartjies. Ek is uit mekaar, want ek sou dink om die blaartjies te gooi, moet sy so maak. Maar nou miskien het dit gebeur. Of weet dit? Sy het geblaas. En wat doen jy as jy blaas? Jy blaas wat? Jy blaas asem of wind, lig. Wie wil julle kan lig sien? Wie wil julle kan wind sien? As wind regtig baie koud is, kan jy dit sien. Maar mense dink jy glad nie wind sien nie. Hoekom nie? Want dit is onsigbaar. Is daar wind? Kan julle hoor, is daar wind? Ja. Kan julle die wind sien? Nee. Ja, jy kan wind sien. Nou nog vir die
sien jy wind? Jy sien wind so. As daai ding draai. Jy kan nie wind sien nie, maar jy kan sien wat wind doen. So, okay. Is daar wind? Kan jy wind sien? Ja. Dit is lekker in mekaar. So, kom ons doen dit so. Is daar wind? Ja. Kan jy wind sien? Ja. Okay, die regte antwoord is eerste nee, maar jy kan sien wat wind doen. Okay, is daar wind? Ja. Kan jy wind sien? Nee. Kan jy sien wat wind doen? Ja. Sy gee aan dit nou, dat is dit. Okay. Nou, wil ek julle vir my presies dieselfde antwoorde gee. Is daar 'n Heilige Gees? Ja. Kan jy hom sien? Nee. Kan jy sien wat hy doen? Ja. That easy. Dankie, kom maar net klap. Vir jouself. Okay. Dis hoe dit werk. Ons kan die Heilige Gees sien deur dit wat gebeur om ons. En deur wat die Heilige Gees in ons hartjies maak. Sien, die Heilige Gees is soos die stemmetjie binne in my. Nou, hierdie is 'n ding wat ons almal mooi moet luister. So al die kinders, julle moet nou daai haaswerkies maak in die klas wat jy maak, as jy wil sê wat is in die toets. Almal van ons moet mooi luister. En as jy 'n fotografiese brein het, sit hom aan in recording mode, dat jy die hoor. Hoe werk die Heilige Gees met my? Want dit is belangrik om dit te weet. Die Heilige Gees is hier in my. Deel van my gedagtes, deel van my hart en deel van my wees. Ons almal het 'n siel en die Heilige Gees is deel van daai siel. Dis die onsigbare deel van ons as mens. Nou is jy op pad. Jy is op pad om saam met jou baadjies te gaan na 'n slegte plek toe. Nou voel jou hartjie so, dit is amper soos 'n pyn op jou bors. Jy voel so net jy voel nie lekker nie. Dit voel net nie reg nie. Dan is in die Heilige Gees wat jy sê, hey, pas op. Hier is iets wat nie reg is wat hier na toe gaan. Ander kere werk die Heilige Gees anders met ons. As ons die Bybel lees, dan ewe skielik lees ons dit net sien raak. Ons lees al Genesis 1 vir ewig. Maar daai dag lees ek dit spesifiek raak. God het my geskep byvoorbeeld. En dan beteken dit so baie vir my. Die Bybel is geskryf, die Heilige Gees wat met mense gewerk het en gesê, skryf vir my hierdie neer. Die Heilige Gees is die Heilige Gees is God. En God praat met ons op maniere wat vir ons gevoelens gee. Ons het altyd onthou, Jesus het ons aan die kruis gesterf, ons kan vry wees. So Jesus is nie, God is nie altyd besig om ons met touwtjies te trek en ons presies alles heeltyd net so, hy is besig om ons te lei, ons geef ons daai vryheid te gee die Heilige Gees. En hy gaan vir jou vertel en werk. Toe ek in die hoërskool was, toe ek 'n ingenieur word. In graad 11, ek gaan ingenieur word. En een aand, toe weet ek net, ek moet dominee word. Ek het dit geweet. Ek was so opgewonde om 'n dominee te word. En ek geweet het, dit is wat God vir my wil hê, my geroep. En so met soveel keuses in ons lewe, is God besig met ons. En nou, hier kom die koelde. Is baie keer gebruik God iemand anders deur die Heilige Gees om vir jou iets te sê wat jy moet hoor. Hoeveel keer het ons almal gebeur, dat net op die regte tyd, op die regte plek om iemand na jou toe, en hulle sê vir jou presies die regte ding wat jy nou moet hoor. Dis dan die Heilige Gees, wat hier iemand anders met ons doen. Die Heilige Gees is God. En as die Heilige Gees, en ons almal woord beteken dat God is hierdie hele saal vol, hierdie hele wêreld vol, deur die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees gekry as geskenk. God se stem in ons gekry as geskenk, die dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En dit is wonderlik. Want jy weet, God is altyd by jou. En die mense, hoe luister jy? Jy luister. Eerstens om te sê, Here, wat is U wil? Wat wil U hê? En die tweede een is, hoe voel ek?
is ek gemaklik. Voel dit vir my reg. Gebeur nie goed reg, of is die Heilige Gees besig om my onrustig te maak. Weet julle, ek wil julle sê, baie mense praat van aanvoelings en sulke goed. Dis alles die werk van die Gees, van die Heilige Gees. My ma sal my altyd bel om presies die regte wanneer ek al die nodigste het. Ek het nooit dit doen nie. Ek sal huil, so hartseer as ek. Die volgende keer bel my ma my, en ek en my ma, ons praat, maar nie so baie nie. Ek en my pa praat baie, dan relay my pa die boodskap. Dit gaan goed met praat. Nee. En as ek my ma weer bietjie praat, dan praat ek en sê lank. Ek en my pa praat baie in kop. So nou, uit die bloute uit, bel my ma. Hallo bro, hoe gaan dit gaan? En sê ek en ek kan nie glo, hoe het sy al geweet? En hoe sy geweet het, is die Heilige Gees het vir gesê,